Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ek dink ons is almal bewus van die oorlog huidiglik tussen Rusland en Oekraïne is nou al so klein bietjie meer as 'n jaar. Ek dink dit was laas jaar in Februarie wat dit ten minste onder ons aandag gebring was met die via die nuus gewees toe Rusland op daardie stadium Februarie laas jaar Oekraïne ingeval het en daai onderste die suidoostelike gedeelte van die Oekraïne geannekseer het. Ek dink wat baie van ons nie besef nie, ek het dit nie aanvanklik besef nie, is dat laas jaar het daai oorlog nie eintlik afgeskop nie. Dit het eintlik begin in 2014. In 2014 reeds het Rusland nog bietjie meer in die suidekant van Oekraïne die Crimean Peninsula geannekseer toe al. So daai oorlog is al vir 10 jaar aan die gang. En die oorlog, en ek dink baie van ons besef dit ook nie noodwendig, vir die laaste 10 jaar was die primêre manier wat Rusland besig was om oorlog te gevoer het in Oekraïne, was nie by wyse van direkte militêre aanval nie. Daar's 'n weermagswoord daarvoor vir die tipe van oorlog wat hulle gevoer het, en mens noem dit inligtings of informasie oorlogsvoering. Die Engelse woord daarvoor is, dit was 'n strategie van disinformation. Dit is die Engelse woord vir dit. Die populêre woord daarvoor daar buite is fake news. En so vir die laaste 10 jaar, en baie van ons het dit gemis, want ons dink net aan oorlog as hierdie baie direkte ding wat nou aan die gang is daarso. Maar vir die laaste 10 jaar wat Rusland gedoen het, is hulle het leuns versprei, beide vir mense binne in Oekraïne en vir die wêreld buite, wat gesê het, hoor hierdie regering is 'n klomp neo-nazis, hulle is actually neo-nazis, en dat hulle probeer alle Russiese sprekende ouens in Oekraïne probeer hulle doodmaak, en dis hierdie massagrafte waarin daar duisende mense begrawe word. Daar was 'n nuusberig in Rusland gewees wat uitgekom het so in daai tyd voor die oorlog nou al, waar 'n vrou gesê het dat haar 3-jarige kind was letterlik fisies gekruisig deur hierdie soldate van Oekraïne. Daar's stories wat versprei word van hoe die ekonomie in Oekraïne al vir jare lank ter vlarde is en dat al die mense in Oekraïne wil eintlik graag deel van Rusland wees. En vriende, hierdie strategie en oorlogsvoering is eintlik so oud soos die berge. Daar's 'n bekende gesegde daar buite, of nie gesegde nie, maar 'n manier wat ons baie kere van praat. Ons sê, the pen is mightier than the sword. En dit is inderdaad so, baie kere, kan ek en jy nog, as daar direkte oorlog is, dan kan ek en jy dit nog weerstaan. Baie kere kan ons harte selfs sterker word, en ons kan meer braaf word, wanneer die vyand jou op 'n direkte manier aanval, maar op 'n ander manier, partykeer deur die pen, partykeer deur woorde, kan woorde in ons ore ingaan, en dit kan ons harte inkom, dit kan ons harte laat twyfel, dit kan ons harte laat wankel, en so kan jy jou vyand laat sneuwel. En dit, vriende, is nie net waar, hierdie tipe van oorlogsvoering is nie net waar in die fisiese wêreld van fisiese oorlog wat in hierdie wêreld is, nie? Maar hierdie oorlogstrategie is ook waar in die geestelike stryd. Die Satan, die vader van leuns, is in die besigheid van disinformation, van fake news, van leuns. Hoe hy die waarheid van God vat en dit deur ons ore probeer verdraai, sodat dit diep in ons harte kan ingaan en op daardie manier ons in die geloofstryd kan kry om te sneuwel. Dink maar net daaroor, dit is wat hy gedoen het met Adam en Eva, reg in die begin. Hy het God se woord gevat, God se woord in twyfel getrek, dit verdraai en so hulle gekry om teen God te sondig. Dink oor hoe hy dit gedoen het met Job. Eers het hy gekom met 'n direkte aanval teen Job, en hy het Job se kleinvee doodgemaak en sy plase vernietig. Hy het sy kinders laat sterf, hy het selfs laat Job baie siek word, niks van daardie dinge teen die einde van Job hoofstuk 1 kon vir Job se geloof laat wandel nie. Toe bring hy Job se vrou en Job se vriende, wat God se woord kom verdraai het, om op daai manier om by te kom. Dink maar net aan Jesus. Jesus, ja, die duiwel gee sy beste teen Jesus op die kruis, maar voor dit selfs daar in die woestyn vir 40 dae, kom hy vat God se woord, en hy verdraai God se woord om vir Jesus te kry, om op daai manier sy Vader te verloon.
En vriende, as die Satan, as dit sy strategie is teen God se mense, Ou Testament en Nuwe Testament en teen Jesus self, hoekom sou ek en jy dink dat hy nie op dieselfde manier die stryd teen jou en my ook voer nie? Kan ek jou vra as jy vandag hierso sit, vriend, vriendin, is jy bewus van hoe die Satan op hierdie manier besig is om die stryd teen jou en my te voer? Is jy opgewasse daarteen? Hoe speel dit af in praktyk wanneer die Satan op hierdie manier jou en my probeer bykom? En wat het ek en jy nodig om te doen om sterk te staan teen die aanvalle van die Satan, soos wat hy op hierdie manier teen ons oorlog voer? Want dit is waaroor ons gedeelte vandag gaan in Openbaring hoofstuk 1. En julle kan daai blaadjies van julle byderhand hou. Ons is besig, vriende, met hierdie reeks, soos reeds genoem het, die openbaring van Jesus. En die rede hoekom ons dit die naam van die reeks maak, is want dit is letterlik die eerste paar woorde waarmee die boek begin. Die boek begin en sê, hierdie is die openbaring van Jesus en hom as die koning, as die Christus. Julle sien, ons as die kerk, dis die hele punt van die boek Openbaring, ons as die kerk, sê Jesus, bevind onsself as het ware in hierdie stryd, in hierdie spervuur tussen die oorlog tussen twee koninkryke. Aan die een kant het jy die koninkryk van God, en aan die ander kant het die koninkryk van die duisternis, en die kerk bevind haarself te midde van die spervuur. En die groot punt van die boek van Openbaring is, hierdie is die manier wat ek en jy in hierdie oorlog kan staande bly. Dit is hoe ons kan oorwin, kan volhard in die geloof. Wat ons nodig het, en dis die punt van die boek van Openbaring, is ons het die openbaring van Jesus nodig. Dit is soos wat ek en jy vir Jesus voor oë hou, soos wat ons aanhou besef wie Jesus is en wat Jesus doen, dat dit vir ons die krag gee om te kan oorwin en in ons geloof te kan staande bly te midde van die stryd. En dit is ook wat ons heiliglik hierso sien. Ons is in die middel van hierdie 7 briewe aan die 7 kerke, en in die eerste 2 briewe het ons presies dieselfde ding gesien, en ons sien dit ook hier vandag. Jesus kom na die kerk toe, vandag na die kerk in Pergamum toe, en Jesus sê vir die kerk, onthou wie ek is. Onthou 'n spesifieke aspek van wie ek is. Dit is wat julle nodig het om te oorwin. So sien julle, dit raak saam in die gedeelte, vriende. Ons is daar by vers 12. In ons gedeelte vandag, soos Jesus hierso praat met die kerk in Pergamum, hierdie kerkie 2000 jaar gelede in Klein-Asië, moderne Turkye, is hierdie die spesifieke openbaring van Jesus wat Jesus wil hê hierdie kerk moet onthou. Vers 12, Jesus sê vir die kerk, onthou dat ek is die goddelike krygsman van die Ou Testament, uit wie se mond, vers 12, hierdie skerp swaard kom wat 2 snykante het. Nou vir jou en vir my om te verstaan, hoekom Jesus hierna verwys, hoekom wil hy hê hulle moet onthou dat hy het hierdie mond uit waaruit, soos hy in hoofstuk 1, ons het in hoofstuk 1 die visioen gesien, hierdie mond waaruit hierdie swaard kom, hoekom verwys Jesus daarna, wat bedoel hy daarmee? Vir ons om dit te verstaan, wil ek graag hê ons moet na hierdie teksgedeelte kyk, en daar's 2 opskrifte onder wat ek graag na die teks wil kyk. Eerste ding is dit, vriende, sien raak saam met my in die teksgedeelte die Satan se indirekte aanslag, en dan tweedens wat ons gaan sien is Jesus se 2-snydende aansporing. So eerstens dan, kyk saam met my in die teks, hou dit byderhand, vers 13 tot 15, die Satan se indirekte aanslag. Het jy dit opgetel in toe die teks vir ons gelees was, vriende? Jesus begin om vir hierdie kerkie dit duidelik te maak dat hulle bevind hulle self in enemy territory. Het jy dit opgetel daarso, vers 13, Jesus sê, ek weet waar jy woon, dit is daar waar die troon van Satan is. Einde van vers 13, weer eens sê hy dat hierdie dinge is aan die gebeur daar in hulle midde in Pergamum, daar by julle waar die Satan woon. Nou die ding is, Pergamum was nie meer goddeloos as die res van die kerkies in die wêreld op daardie stadium nie. Die punt wat Jesus die punt wat hy maak hier is om vir die kerk in Pergamum te herinner dat die hele wêreld eintlik behoort aan die Satan. Die Satan is die prins van hierdie wêreld. Hy is soos die farao oor die wêreld en die mensdom van nature af is in slawerny, vasgevang, verblind deur, vasgevang in hulle sonde onder die farao van hierdie wêreld. Dit is wat dit beteken, as jy nie weet nie, dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees.
'n Christen is iemand wat nou rebelleer teen die koning van hierdie wêreld, Satan, en wat sê nee, daar's 'n ander koning. Sy naam is Jesus, hy is die koning. 'n Christen is iemand wat is vrygekoop word, die Engelse woord is hy word redeem, sodat 'n Christen is iemand nou wat nie meer onder die slawerny van die Satan staan nie. Die kerk is vir daai rede as dit ware soos klein outposts, hierdie buiteposte, te midde van die koninkryk van duisternis, spring hierdie klein plekkies op waar die koninkryk van God nou in hierdie wêreld besig is om sy kop uit te steek. En vir daardie rede kan jy verwag dat Satan gaan oorlog maak teen die kerk. En die manier wat Satan oorlog maak, sien julle daar in vers 13, is op hierdie baie direkte manier by wyse van vervolging. Ons het dit laasweek gesien by die kerk in Smyrna. Ons sien dit weer hier in ons gedeelte. Satan kom by wyse van vervolging. Hierdie een ou in hulle midde by Pergamum, Antipas, was doodgemaak. Ons sien hierso dat die kerk Pergamum het getrou gestaan in daardie stryd, soos wat die Satan gekom het hulle getrou gebly. Sien jy vers 13? Jesus bemoedig die kerk in Pergamum. Hy sê vir hulle, well done. Jy Pergamum, jy hou aan om aan my naam vas te hou, te midde van die vervolging. Jy het nie jou geloof verloor nie. Antipas was 'n betroue getuie, so well done kerk. En hierdie mate vir hierdie aanslag van vooraf in die vorm van vervolging, julle doen goed. Maar Satan kyk na hulle en hy sê ek het 'n ander manier nodig om hierdie kerk by te kom. En dit is wat Jesus dan met die kerk oor praat in ons brief. Lees saam met my daar in vers 14. Vriende, in vers 14 kom Jesus, hy praat nou met die kerk in Pergamum, hy sê hierdie vir hulle, hy sê, maar ek, kerk, gemeente, ek hou 'n paar dinge teen jou. Jy het mense in jou midde wat die leer van Bileam aanhang. Hy het Balak geleer om 'n stryk vir die kinders van Israel te stel, naamlik om van die afgodsoffers te eet en hulle ook onsedelik te gedra. Nou vir ons om te verstaan waarna Jesus hier verwys, het ek en jy nodig om vertrou te wees met die Ou Testament. So Jesus verwys hier na dit wat ons van lees in die boek van Numeri in hoofstuk 22 tot hoofstuk 25 in die boek van Numeri. Op daardie stadium is Israel besig om deur die woestyn te reis. Hulle is op pad na die beloofde land toe. So ver soos wat Israel gaan, oorwin hulle elkeen van die vyande van die heidene nasies so ver soos wat hulle kom. Dit freak vir Balak uit. Hy is die koning van Moab. En hy is bang vir die Israeliete, veral vir hulle God. En so Balak gaan na hierdie heidense profeet toe, sy naam is Bileam. En Balak sê vir Bileam, hoorie, so sal jy asseblief vir my net die Israeliete vervloek. Ek wil hulle graag vernietig, sal jy hulle vir my vervloek? God kom dan en hy ontmoet met Bileam, die heidense profeet. God sê vir Bileam, hoorie so Bileam, jy gaan dit nie reg kry om vir Israel te vervloek nie. Ek het hulle geseën, so jy kan hulle dan nie vervloek nie. Bileam probeer, hy staan op die berg en hy probeer om vir Israel te vervloek. En soos wat hy probeer vloeke uitspreek, hoe meer hy dit doen, hoe meer kom seëninge uit sy mond uit, wat vir Israel seën. Maar dan kom Bileam saam met Balak en hulle kom met 'n plan vir 'n dag. Hy sê, weet jy wat, daar is 'n ander manier, sê Bileam vir Balak. Daar's 'n ander manier wat ons eintlik hierdie ouens Israel kan vernietig. Weet jy wat ons moet doen? Is kom ons versoek hulle, kom ons spoor hulle aan, ons adviseer vir Israel, dat hoorie, dis nie so sleg, hier in die woestyn, waar julle self bevind, hoekom kom nie en dan eet julle so 'n bietjie van die kosse wat ons geniet hier nie, is baie lekker kos hier wat ons geniet, hierdie kosse wat ons aan ons afgode offer, kom en eet 'n bietjie daarna, gesin, net so 'n bietjie padkos vir julle hier op die pad, kom en geniet dit. En jy weet, ons het so baie pragtige vrouens hier in Moab, en kom neem van ons vrouens. En wat Bileam vir Balak sê is, as jy dit doen, wel dan gaan God hulle vervloek. Ons kry dit nie reg om hulle te vervloek nie, maar God kan hulle vervloek. En so kom ons kry hulle om as dit ware te assimileer met die heidene nasies, en op daardie manier kan ons hulle beskadig, hulle seermaak. En vriende, kyk saam met my in die gedeelte vers 15 van ons teksgedeelte. Dit is wat Jesus vir die kerk in Pergamum sê. Hy sê vir die gemeente in Pergamum dat daar's mense in julle gemeente wat besig is om hulle ore uit te leen. Dis nie almal nie, dit is sommige van die mense in die gemeente wat hulle ore uitleen aan die
aan die leringe van die Nikolaïte en hulle is as dit ware soos Bileam van ouds. Dis ouens daar in die kerkie in Pergamum wat besig is om vir die gelowiges te sê, hey, hoorie, chill so bietjie, moenie so eng wees nie, kom en assimileer 'n klein bietjie met die res van die heidense kulture hier om ons in Klein-Asië, veral wanneer dit kom in die area van afgoderry, moet dit nie so ernstig vat nie, en veral as dit kom in die area van onsedelikheid. Vriende, ek weet nie wie van julle is vertroud met die boek Art of War nie. Okay, is een van daai boeke wat baie in preke aangehaal word, want dit is soos die hele boek Art of War van Sun Tzu, is basies tweetable. Jy kan net alles net in sulke kort sinnetjies tweet. Die boek Art of War, Sun Tzu was hierdie Chinese militêre generaal, meer as 2.500 jaar gelede. En een van die bekende aanhalings, kyk jy saam op die skerm, wat jy in die boek vind, sê Sun Tzu die volgende ding. Hy sê, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. En vriende, in die verband is die Satan die meesterstrateeg. Jy sien, terwyl ons as die kerk, verbeel jouself, jy sit daar so amper op jou voorstoep, jy sit op jou voorstoep en jy het jou geweer en jy is net reg vir die Satan wat van vooraf gaan kom en met sy gewere en sy tanks jou gaan aanval, sit jy op jou voorstoep en ek en jy is reg vir die Satan wat gaan kom om ons te kom aanval by wyse van vervolging. Wat doen die Satan? Hy glip by die agterdeur in. Hy glip by die agterdeur in en hy vermom homself as 'n engel van lig, as 'n engel van waarheid en hy kom met 'n skinkbord vol van verbode vrugte na jou en my toe, vanuit die binne die konteks van die kerk uit en Satan sê vir jou en vir my, hey, soos wat jy oorlog maak, jy moet sekerlik baie honger wees. Kom en eet, kom en neem, kom en geniet. Het God regtig gesê, jy kan nie van hierdie eet nie? Voel, hierdie is so goed. Hierdie is so goed. Hierdie is so lekker. Jy weet jy wil, en weet jy wat, God wil dit ook vir jou hê. God wil hê jy moet gelukkig wees. Kom, neem en eet. En so ons, die kerk, neem en eet die verbode vrugte van die heidense kultuur en stadig maar seker vergiftig dit ons. Dit vergiftig ons geloof. En vriende, dis die punt van die teks vandag. Dit is wat Jesus hier vir die kerk in Pergamum sê. Dit is wat die gemeente in Pergamum besig was, die manier, hulle het so goed gedoen teen die direkte aanvalle, maar hierdie meer slinkse, subtiele maniere wat deur ore by harte kan uitkom. Hulle was besig om hierdie stryd te verloor. En vriendin, ligpunt, die vraag vir ons is, hoe doen ons in hierdie verband? Kyk saam met my weer daar in vers 14 tot 15. 3 keer daar sien ons dat die klem hierso lê op die idee van lering. Die woord lering kom 3 keer hier voor. Vriende, reg deur die Bybel, reg deur die Nuwe Testament. Ek wil so ver gaan om te sê amper elke Nuwe Testament brief wat ons het, is 'n waarskuwing vir die kerk teen valse lering. Ligpunt, kan ek ons vra, hoe speel dit uit in ons hedendaagse westerse kultuur? Hoe lyk die valse lering, want dit was in elke brief in die Nuwe Testament, hoe lyk dit vandag in Pretoria in 2023? Hoe lyk dit spesifiek in ons Afrikaanse kultuur, Christenskap konteks? Kan jy dit identifiseer? Vriende, is ons opgewasse teen dit, teen hierdie subtiele, slinkse strategie van die Satan. Ek en jy, ons as gemeente, ons as gelowiges, moenie so naïef wees om te dink, ja, fair enough, dit is hoe Satan ergens daar ver weg in ander kerke is hy besig om ander ouens so te vang, maar dat hy vang nie vir jou en vir my op hierdie slinkse en subtiele maniere nie. Jy sien in vers 14 daar word hierdie valse lering beskryf in die Afrikaans as 'n stryk. Die Engels is eintlik hier nader aan wat dit in die oorspronklike taal sê, dis die idee van 'n struikelblok, maar wat beide 'n stryk en 'n struikelblok doen is, dit is dinge wat jou kan seermaak, maar die hele punt van 'n stryk, die hele punt van 'n struikelblok is dat dit kan jou baie maklik omkant betrap. Jy dink nie die stryk is daar nie, maar hy's daar en hy vang jou. Jy sien nie die struikelblok maklik nie. As jy hom gesien het, sal jy nie oor hom val nie. Dit is juist so dat dit jou omkant betrap. So vriende is dit met valse lering.
Daar is in alle valse lering net genoeg waarheid wat aan jou en my voorgehou word om ons om die bos te kan lei. Daar is in valse lering net genoeg compromise, net genoeg kompromie om ons geloof stadig maar seker te vergiftig en te verswak. Inderdaad, ek dink ons lewe as moderne Christene lewe ons in 'n tydperk waar dit ekstra moeilik is, want verdere slim strategie van die Satan is dat die grootste deeg in die moderne wêreld het tolerance geword. Ons is 'n wêreld waar die grootste sonde in die wêreld is dat ek en jy kan beskuldig word, maar hoor hierso, jy is nou intolerant. Hoe kan jy so gemeen wees en vir iemand anders te sê dat hy verkeerd is? Hoe kan jy so verskriklik wees om iemand te kritiseer en hom of haar te veroordeel? En dit is treffend, vriende, in die gedeelte dat Jesus speel nie daai speletjie nie. Jesus in feite gaan verder. Jesus name en shame die valse leraars in hierdie gedeelte. Hy noem hulle op die naam. Hy sê dit is die Nikolaïte. Hy het in die eerste brief vir die kerk in Efese in hoofstuk 2 vers 6 het hy gesê, ek haat die werke van die Nikolaïte. Wel, dis wat Jesus doen. Jesus doen dit nie omdat hy nie liefdevol is nie. Jesus doen dit juis omdat hy so lief is vir sy bruid die kerk. Hy het sy lewe neergelê vir sy bruid. Hy wil nie hê dat sy bruid moet op enige manier seer gemaak en beskadig word nie. En vriende, ek is van die diep oortuiging dat die spesifieke areas wat Bileam in die Ou Testament die volk Israel mee gevang het, wat presies dieselfde is duisende jare later vir die kerk in Pergame met die Nikolaïte, presies dieselfde areas, bly vir jou en vir my in ons moderne kultuur nog steeds die gunsteling primêre maniere wat die valse leraars van vandag vir jou en vir my probeer kry om te assimileer met 'n heidense kultuur om ons. Dis nog steeds in dieselfde areas. Vriende, wat valse lering van binne af die kerk af doen vir jou en vir my is om vir ons te sê, hey, ontspan, Christen, moenie so ernstig wees nie. Kom en water net so klein bietjie, dit wat almal sê is afgoderry, kom ons water dit so klein bietjie af. Kom ons buig en kom ons kniel voor die altaar van die afgode van ons tyd. Ag, die Here verstaan, hy verstaan dat jy hierdie dinge nodig. Kom ons kniel voor die altaar van geld, kom ons kniel voor die altaar van ons werke, kom ons kniel voor die altaar van ons kinders, of ons taal, of ons regering. Die ander manier wat ek dink die valse leraars ook stadig maar seker subtiel ons op dieselfde manier kry om te sondig as Israel van ouds in die kerk 2000 jaar terug, is in die area van waar ons sê is onsedelikheid. Onsedelikheid, daar die woordjie daar, jy sal dit in die Engels ook sien, is die woordjie seksuele immoraliteit. Daai woordjie, as jy 'n definisie vir wat die Bybel bedoel met die woordjie porneia, seksuele immoraliteit, verwys dit na enige seksuele intimiteit wat buite die konteks van 'n huwelik plaasvind, 'n huwelik tussen een man en een vrou. Vriende, dit is hoe die Satan hierdie oorlog voer in ons hedendaagse wêreld vandag. As ons wil sê, hy, ontspan. God is 'n God van liefde, hy wil jou beste vir jou hê. Wanneer dit kom by jou seksuele intimiteit, whatever pleases you, dis fine. Dit hoef nie te wees binne die konteks van 'n huwelik tussen een man en een vrou nie. En vriende, Jesus sê vir jou en vir my vandag in die sterkste moontlike manier. Hierdie is sterk woorde wat Jesus vandag hier spreek. Jesus sê vir ons, ligpunt, pas op. Ligpunt, pas op. Wees op julle hoede en indien julle enigsins, as enige van julle op enige manier hiermee flirt, bekeer julle. En dit bring ons by die tweede opskrif. Vriende, dit is harde woorde. Jesus spreek dit vir die kerk, vir die kerke, vir ons. Hier is die tweede opskrif wat ons in ons gedeelte sien. Kyk saam met my daarna vers 16 tot vers 17. Ons het gekyk na die Satan se indirekte aanslag, maar sien ook raak nou in vers 16 tot 17 Jesus se tweesnydende aansporing. Jy sien in vers 12 en dan weer later in ons teksgedeelte het Jesus gepraat en Jesus het gesê, of Jesus verwys na homself as die een uit wie se mond, hy's die krygsman van die Ou Testament, uit wie se mond hierdie swaard kom, wat twee snykante het. Met ander woorde sê Jesus dat my waarheid
sny beide kante toe. Dis wat die prentjie van die twee snykante kommunikeer. Ons het 'n soortgelyke manier van praat veral in Engels, nê? In spreektaal sal ons praat van iets is 'n double-edged sword. Wat beteken dat as jy sê iets is 'n double-edged sword? Wel, dit beteken dat die uitkoms kan of gunstig wees of die uitkoms kan ongunstig wees. Jy is nie heeltemal seker nie. 'n Ander manier wat ons dit in Engels sê, is sê it cuts both ways, kom uit hierdie konsep uit hierso. En so is dit, vriende, met Jesus se woord. Dit is die punt van die beeld. Jesus se woord kan of seëning teweegbring, of Jesus se woord kan vloek teweegbring. Jesus se woord kan of verlossing beteken, of Jesus se woord kan oordeel beteken. Dit hang alles af van of ons gaan reageer in geloof op sy woord of in ongeloof. En dit is wat ons sien in vers 16 tot 17. Sien dit raak saam met my. Jesus spreek hier hierdie woord wat twee snykante het. In vers 16 kom dit in die vorm van 'n waarskuwing aan ons. En in vers 17 kom Jesus se woord aan jou en my in die vorm van 'n bemoediging. Beide is aansporings. Een is 'n waarskuwing, aansporing, en die ander een is 'n bemoediging, aansporing. So die waarskuwing eerste, vers 16. Jesus sê, kom dan kerk, kom dan tot bekering. Hy praat met die hele kerk. Kom dan tot bekering. Anders sal ek baie gou na julle na Pergamum toe kom en met die swaard van my mond teen hulle, dit is die gemeentelede wat die valse leraars aanhang, kom oorlog maak. En vriende, ek en jy weer eens moenie so dink, maar hierdie Jesus klink daarom verskriklik, hy klink nie baie liefdevol nie. En vriende, dit wat Jesus hierso sê, kan nie meer liefdevol wees nie. As iemand wat gangrene het, ek weet nie wat is gangrene in Afrikaans, ek het dit gegoogel, toe gee dit vir my gangreen, en ek is seker dit was verkeerd gewees. Ek weet nie wat jy dit in Afrikaans sê nie. Maar vir ons, nie mediese persone soos ek nie, gangrene is in 'n mate, ek dink, ek hoop ek's reg, daar waar in 'n mate jou vlees begin vrot, wegvrot, verteer word. En dit kan iemand se dood beteken. So as jy by die dokter kom en die dokter sê vir jou, luister hierdie gangrene is besig om totaal hand uit te ruk, ons moet jou been amputeer, anders sterf jy, dan is die dokter nie liefdeloos omdat hy jou been wil amputeer en vir jou sê, nou moet ons jou been amputeer nie, hy is lief vir jou, hy wil seker maak jy bly lewe. Vriende, dit is wat ons hierso sien in hierdie gedeelte, dit is wat ons sien van Jesus. Jesus sê vir die gemeente in Pergamum, hy sê, kerk, bekeer julle. Kerk, bekeer julle, draai weg van die valse lering af, wat in julle plaaslike liggaam posgevat het. Doen dit, sê Jesus, voor dit te laat is, anders te gaan ek, die goeie en die ware geneesheer moet kom, met my skalpel, met my swaard, en ek sal julle as die kerk moet dissiplineer, ek gaan 'n noodoperasie moet kom toepas, in julle midde, om toe te sien, dat die hele liggaam, die hele gemeente nie tot sterwe kom nie. So dit wat Jesus hierso sê, is eintlik sulke liefdevolle woord. Hy sê, kom, reageer, terwyl daar nog tyd is. En vriende, dit is wat Jesus ook vir ons vandag hierso sê, soos wat ons hier vandag hierso sit. Ligpunt, kom, ons dink nie aan ander mense, selfs die ou wat langs jou sit, of ander kerke daar buite nie. Ander kerke het nodig om met Jesus besigheid te doen. Ons het nodig om Jesus se woord aan ons te hoor. Kom ons hoor hierdie woord, dit is 'n woord vir jou en vir my. Kom ons wees 'n gemeente wat regtig onsself toespits daaraan om 'n Bybelse palet as dit ware te kweek in ons. 'n Mense wat 'n hongerte het vir Bybelse lering. Kom ons ontwikkel as dit ware 'n neus wat kan begin ruik wanneer iets nie in lyn is met dit wat God in sy woord, die Bybel, vir ons gee nie. Kom ons kultiveer geestelike gesondheid by wyse van Jesus se goeie woord, sodat Jesus nie nodig het om later te kom en op 'n dramatiese manier gesondheid in ons midde te kom ingryp daarmee nie. Hier's die tweede, die laaste ding wat Jesus dan sê vir die kerk. Jesus sê daar, kyk, jy sien julle saam met daar in vers 17, dit kom as 'n bemoediging. Jesus sê in vers 17 gee hy die bemoediging het twee beloftes,
wat Jesus sê, 2 beloftes vir die wat sal oorwin, en hier is oorwinning om getrou teen die valse lering te bly staan. Jesus sê wat hom hoor op sy woord en bekeer, die wat vas staan teen die valse lering. Jesus sê 'n tweeledige belofte. Eerstens, sien julle daar in vers 17, ek sal vir hulle, sê Jesus, die verborge manna gee. Nou die manna behoort jou en my weer eens terug te vat na Israel toe, nê? Die verborge manna vat ons terug daar na Israel, soos wat God se mense in die Ou Testament in hulle woestyn bestaan, is God die een wat vir hulle kos gegee het. En so wat Jesus hierso sê vir ons as die kerk, hy sê hoor hierso, Christene, moenie, kyk ons op vers 14, moenie luister na die Bileams van hierdie wêreld wat vir jou kos voorhou wat eintlik aan afgode geoffer is nie. Nee, ek sal die een wees wat jou voed. Ek sal die een wees kerk wat vir jou die kos sal gee wat jy nodig het hier in jou woestyn bestaan soos wat jy op pad is na die beloofde land toe. Ek sal na jou omsien. Die verborge manna is natuurlik Jesus self. Jesus maak dit vir ons duidelik, Johannes 6, hy sê ek is die manna wat uit die hemel uitgekom het vir julle. Daai manna is nou vir ons verborge in die sin dat Jesus is nie nou tans by ons nie, maar ons hou aan daagliks om aan hom te voed. Ons eet as dit ware aan Jesus, dis Jesus se taal in Johannes 6, en dit is wat vir jou en vir my sustain en vir ons die krag gee soos wat ek en jy op pad is na die beloofde land toe. Ligpunt kan ek ons aanspoor, elke liewe een, vriend, vriendin, ons wat vandag hier so sit, kom ons wees wys. Kom ons wees 'n mense wat daaglik ons onsself verlustig in Jesus. Kom ons wees nie net 'n mense wat sê ek het eenmalig vir Jesus aangeneem nie. Geloof sê ek gaan daagliks vir Jesus inneem. Soos wat ek kos, soos wat ek brood vat, Jesus is my lewende brood, en elke liewe dag gaan ek na Jesus toe, en ek neem meer in van hom. Dit sal wys wees vir ons om te doen. Vriende, dit is die wyse ding, dit is die wyse manier vir jou en vir my om ons lewens in te rig. Jesus sê in Johannes 6 vers 35 gedeeld, hy sê, die wat van my eet, en die wat aanhou aan my eet, Johannes 6 vers 27, hulle ontvang die voedsel wat nooit sal vergaan nie. Daai voedsel, as jy van Jesus het, sal nooit vergaan nie. Johannes 6 vers 35, Jesus sê, net hy alleen is die kos hier in ons woestyn bestaan, wat jou en my kan bevredig. En so Dawid sê dit so mooi in Psalm 34 vers 8, vriende, hier is die uitnodiging vir jou en vir my. Dawid sê vir ons, "O taste and see that the Lord is good." Kan ek jou uitnooi, of jy nie 'n Christen is vandag hier nie, as jy al vir nie duisende jare nie, maar vir baie lank al 'n Christen is, kom ons kom, taste and see that the Lord is good. Hy is die enigste kos, die verborge manna vir jou en vir my, wat ek en jy nodig het hier op ons paadjie op pad na die beloofde land toe. Laaste ding, sien saam met my raak die laaste belofte wat Jesus in vers 17 gee vir die wat oorwin, vir die wat in geloof vas staan en die valse lering bly weerstaan. Jesus sê vir hulle, ek sal vir hulle 'n wit klippie gee waarop 'n nuwe naam gegraveer is. Die wit klippie, vriende, in die antieke tyd was 'n wit klippie was amper gewees soos 'n VIP kaart. 'n Wit klippie was soos 'n backstage pass wat toe jou gehelp het om toegang te kan kry tot 'n baie belangrike samekoms. En ons weet wat daai samekoms is. Die boek Openbaring sê dit vir ons. Ons hoef dit nie uit te dink nie. Dit is waar die boek Openbaring gaan eindig. In Openbaring 19, daai groot samekoms is die bruilofsmaal van die Lam. Vriende, wêreldgeskiedenis is op pad na een plek toe. En dit is die bruilofsmaal van die Lam. En dit is wat Jesus sê, is ek gee toegang. Vir die wat in geloof volhard, gee ek die toegang vir daardie bruilofsmaal. En moet dit nie mis nie, daai nuwe naam, vriende, op die wit klippie, as jy iemand is wat spreekwoordelik hierdie wit klippie van Jesus af ontvang, daai naam is nie dat ek en jy kry 'n nuwe naam nie. Dis nie dat jou naam was Piet en nou word jou naam wat op die wit klippie geskryf word nou ewe skielik Koos nie.
Openbaring 3 vers 12 sê vir ons wat daardie naam is op die klippie. Daardie naam is die naam van God, die naam van die nuwe Jerusalem, en dit is Jesus se naam self. Dit is amper asof daai wit klippie is soos die uitnodiging vir 'n troue. Ek was net weer onlangs by 'n troue gewees. Jy weet as jy troue dan kry jy nou op WhatsApp, in die ou dae was dit in die pos, maar dan kry jy daai uitnodiging en sê dit hierdie is van die ouers af, die ouers nooi jou na hierdie troue toe, hierdie is die plek en hierdie is die bruid en die bruidegom gaan wat trou. Dis as dit ware wat jou wit klippie is. Dit is die uitnodiging na die bruilofsmaal wat kom. Wie nooi jou? Wie's die ouers? Wel, dis God die Vader. Hy nooi ons. Wat is die plek waar hy troue gaan wees? Nuwe Jerusalem. Wie gaan trou? Jesus en sy bruid. En ons is uitgenooi daarna. Openbaring 19 vers 9 sê geseënd. Geseënd is elkeen wat uitgenooi is na die bruilofsmaal van die Lam. Geseënd is hulle, elkeen wat daai wit klippie ontvang. So ek sluit hiermee af. Vriendin, kan ek ons aanspoor vandag? Kom ons wees wys. Dis wat Jesus vir jou en vir my vandag wil sê. Hy sê dit vir ons as 'n kerk, Ligpunt. Kom ek en jy wees opgewasse en ons val nie vir die slinkse strategieë van Satan wat oorlog met ons voer by wyse van valse lering wat jou en my probeer kry om die verbode vrugte van ons kultuur te eet nie. Jesus sê vir jou en vir my, wees wys, moenie daarvoor val nie. Die ding met verbode vrugte is, hulle word vrot. Verbode vrugte het 'n vervaldatum, maar so is dit nie met die kos, wat ons by die bruilofsmaal van die Lam vir alle ewigheid by daai tafel sal geniet nie. Wees wys en kies die betere voedsel, sê Jesus vir jou en vir my vandag. En so kom ons volhard, vriende, kom ons oorwin en om Jesus se taal te gebruik. Ja, dit mag wees. Ons is nou in ons woestyn bestaan. Dit mag wees dat baie kere gaan daardie verbode vrugte van die afgode gaan vir ons nou partykeer meer aanloklik lyk as die manna. Dit mag dalk so lyk. Maar ek kan jou beloof, daar gaan 'n dag kom wanneer ons gaan wakker word en ons gaan aansit by daai tafel vir alle ewigheid by die bruilofsmaal van die Lam. En dan gaan ons almal wat daar is gaan uitroep soos een man. Ons gaan sê, geseënd is hulle wat hier is. Geseënd is elkeen wat uitgenooi is en oorwin het en wat nou kan wees by die bruilofsmaal van die Lam. Kom ons bid saam. Ag Here Jesus, ons loof en ons prys U dat U lief genoeg vir ons is, dat U sulke briewe aan ons skryf. Dankie dat U liefdesbriewe, o Jesus, is nie net altyd net presies dit wat ons wil hoor nie. Partykeer is U lief genoeg vir ons om ons te roep tot bekering, soos wat U ook in hierdie brief doen wat ons nou gelees het. Jesus, ons dank U daarvoor. Here, dankie dat U is die een wat U self in ons openbaar en wat ons wil nugter maak, sodat ons inderdaad nou reeds die goeie lewe kan geniet, maar vir alle ewigheid wat kom, saam met U, ten volle die oorvloedige goeie lewe saam met U sal geniet. Here, ek bid vir elkeen wat hier is, waar ook al ons mag wees. Here, dat ons met die ore wat U vir ons gegee het, mag hoor wat U gesê het, nie net vir Pergamum nie, maar wat U ook vir Ligpunt wil sê. Kom o Heer, deur die Gees, sal U die een wees wat ons in geloof en bekering terugbring na Jesus toe, verdiep in Jesus. Hou ons, wees ons manna, tot ons in die beloofde land aankom. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.